En dat die mens kan sien hoe lekker is dit om
Daar's 'n engels wat rondom hierdie gebou getrek is. Ons weet dis 'n engelkoor wat saam met ons U naam verheerlik. Ons nooi die Gees van die binne in hierdie gebou om te beweeg van bank tot bank in hierdie oggenduur. Here, dat U kan verheerlik word soos nog nooit van tevore. Ons eer, ons loof en ons prys die Here vir alles wat U vir ons as mens doen en wat ons dan teruggee om U naam te verheerlik. Want aan die geleentheid kom toe die lof, die eer en die aanbidding tot in ewigheid. Amen. Amen. I get so
Het jy werklik aangeraak? Het jy werklik verander? Is jy werklik lief vir die een wat vir jou die werklik maak? Die een wat vir jou voorsien? Die een wat vir jou genees? Het jy werklik die Jesus lief? Ons is so maklik om te sê, ons is 'n kind van die Here. Maar beweeg ons werklik in sy wil? Doen ons werklik dit wat hy vir ons sê in sy padkaart? Lees daar die hier op die foon, wat die mense baie goed ken, maps, ja, dit is maps. Dan wys hy vir jou daar 'n padkaart van al oor die land waar jy kan gaan. Ewen in die dorp, tot by die huise. Hier is die enigste padkaart hemel toe. En as jy kom, jammer ongelukkig, ek is in die verloop. Baie mense sê, ek het hom op my foon. Die woord van God sê vir my heilig. En Jakobus sê vir jou, jy kan nie Satan nie wee en vir my nie wee nie. Daarom geloof wat in die woord van God in die foon nie. Hier sê, as ek hom alleen, dan maak ek hom oop. As jy by my huis kom, is dit die ene wat jy na my bedkas gaan kry en in die Satanskas sien. Geliefdes, kom ons maak net toe die doel. My Vader is so dankbaar vir jou dat ons môre weer saam kan wees. Dankie my Vader vir hierdie dag wat U ons opoffer, Here, vir ons 'n geleentheid gegee het om nog nader aan U te beweeg. Dankie my Vader dat ons môre weer kan besef dat U is die koning van alle konings, daar is niemand soos U nie. En U het nog nooit verander nie. U is nog steeds dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob. My Vader, die mens verander, Here, maar U het nog nooit verander. Die mense raak ons slimmer. Want my Vader, ek werk met my agter die kruis. My Vader, hoe nie dit. My Vader, spreek die woord, breek my as gemeente in die hand. Ek bid dit in Jesus kostbare naam. Amen en amen. Maar geliefdes, ek was meer dan aan die weg. En dan ek sê vir my broers, ek het my gemeente gemis. Ek wil nie wegwees nie. Julle is my familie. Ek het nie familie by toe. Ek het seker neefs en niggies, maar ek weet nie meer hoe lyk hulle. Want julle is my familie. Ek sal nie belang in die bloedfamilie nie. Want julle is my familie. Bloedfamilie gaan my laat val. En ek wil saam met hulle. Ek wil saam met julle almal in die hemel gaan. Maar dit is vir ons lees net so 'n klein stukkie daai wat neersit. Dit is by
vers 44. En die skrif sê hierso vir ons, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Wat dit is? Hy sê, julle moet julle vyande lief hê. Wie is jou vyand? Dis daai persoon met wie jy nie oor die weg kan. Dis daai persoon met wie jy 'n trap in jou hart loop. Dis daai persoon wat nie kan ophou van jou praat nie. Liefdes, dit is jou vyand. Daai persoon wat jou so kwaad maak. Daai persoon met wie jy nie oor die weg kan kom nie. Ek hoor baie kere my vrou sê vir my, ek kan nie met daai ene oor die weg kom. Dit is klaar met hulle. Julle wat? Die Bybel sê hulle lewe wat ons. Hoekom is dit dus wat jy moet heen gaan? Daar gaan ons terug by 1 Korintiërs 10:13. Jy word beproef, jy word getoets. Hoe sterk is jou geloof? As jy staan vastig in wat God vir jou sê, spreek hulle vry, dis hulle lief. Ek het my vyande lief, prys die Here, ek is so bly sal op die parlement en hulle sien my daar op graaf. So, ek is lief vir hulle. Wie hulle wat? In die arme, as ek bid van ons, Here, sien hulle met die dubbele seëning. Sien hulle raak met dit wat hulle doen. Sien hulle raak. En die woord van God sê, wanneer het jou kwaad, kom na my toe. Kom na my toe. En ek sal dit vir jou doen. Is dit nie waar nie? As ek weet my broer of my suster gebruik alkohol, hulle misbruik dit, hulle weet nie waar is die einde van die bottel nie. Die woord van God sê, praat met my. Ek sal hulle gedagtes behandel, my vrou van my 10 jaar gebruik. En ek dink as jy nou vandag spyt, want ek het dit heeltemal gelos. Totaal en al. Ek is nie eers 'n bietjie lus nie. Nie eers 'n bietjie nie. Inteendeel, as ek het ryk, raak ek maar. Want as God 'n werk doen, dan doen hy dit deeglik. Jy kan dink, God verhoor nie jou gebed nie. Prediker 63 dae. Elke ding het sy bepaalde tyd om te gespreek, of om te gebeur. Jy kan miskien bid, Here, ek soek nou 'n pad. Jy gaan op dalk oor 'n jaar kry. God luister na elkeen se gebed. Maar hy sal voorsien op die regte tyd. Dan gaan hy verder. Seën die wat vir julle vervloek. Daar. Seën die wat vir julle vervloek. Geliefdes, is so baie keer wat jy so ry in die pad en begin die mense sonder soos angst te wys en verkeerde gaan met die ander. Dis wanneer hulle jou vervloek. Wanneer hulle vloeke uitspreek op jou. Die woord van die Here sê vir ons dan oor hierdie brouke. Seën hulle. Seën hulle. Kom ons kyk vir hulle hande. Ja. Die sê vir ons, en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaan. En dit was vir Jesus aan die kruis verander. Jy weet dat hy is ons
skuldig wat hy gehang het. Daar is soveel dinge wat hom toegeswaai is. En nog het hy gesê, Here, vergewe. En dit is hoe ons moet wees. As ons weet dat die mense slimmer goed uit ons moet ons sê, Here, vergewe. Maar wie sal wat hulle uit van u. Iemand as iemand kom en hy sê, leen my 1000 rand. Ek gaan verseker. Die woord van God sê nie maak nie leen. En daai persoon gee dit nie oor. Dan moet jy nie kwaad wees vir daai persoon nie. Jy moet bid vir daai persoon. Dit is wat ek wil doen, Here, vir ons. Net wat vanmôre gesê. Bid vir hulle. Ek weet dit is altyd maklik. Ek het eers baie gedoen. En nog elke keer kom die Here en hy tel my op. En dan elke keer het ek geleer vir daai selfde proses. Seën jou vyande. Seën hulle. Al maak hulle jou hoe seer. Ons geneesheer is Jesus. Roep hom aan. Hy sal jou seer vir jou werk. Geen dokter kan daai seer vir jou werk. Geen ander familielid kan dit vir jou werk. Daar sê jy maar dit kan wegvat in die naam van Jesus. Gaan op jou knieë, roep hom aan en jy hom bid en hy sal daar wees. Is dit net wat God vir ons sê nie? Ons almal het doen. Ons almal het doen. Daar sien jy van ons wat volmaak is. Nie meer sy grootste pastoor kan sê, ek is volmaak. Of priester, of enige kan sê, ek is volmaak. Daar was net een volmaak in sy naam Jesus. Ons almal het sonde. As ek my broek het sê, is ek my knie is in verswaar. Soos ek dien, en sê, Here, vergewe my. Vergewe my. Even dit wat ek miskien gedoen het, wat ek nie van weet nie, vergewe my. Baie van ons in slaap. En dan is ons so 12 uur nie, dan skrik my wakker. Dan dink jy, wat het nou gebeur? Of nie daar, jy weet nie, maar alles is stil en rustig. Hy het nie sommer net so wakker gemaak. Jesus wil hy moet aanroep. Hy moet aanroep. Ek het al geleer as ek sommer so hier in die nag wakker word. Gaan op jou knieë. Maar dit sê wat jy wakker maak. Dat jy moet aanroep. Dis dit is jou tyd kom. En glo vir my ek het dit en dis die lekkerste tyd. Dan slaap almal in die huis. Almal is so rustig. Jy kan lekker praat met Vader. Maar die Vader wil graag hê dat ons moet praat soos dat ek en jy met mekaar praat. Ja. Dit is wat ek wil. Soos dat 'n pa met 'n seun sal praat. So wil hy met jou praat. Dis hoekom maak jy 12 uur in die nag wakker. Hy wil graag hê jy moet met hom praat. En weet jy wat? Dis wanneer jy daai vaste voeding gee. Daai voeding wat jy nodig het om te kan gaan in die lewe. Daai voeding wat jou die krag gee om alles te oorkom. Ek weet, ons almal het maar een of ander nou, die ene doen dit, die ene doen dat. Want God het nie een persoon dieselfde gemaak. Nie een het eers dieselfde gedagtes. Elke van ons is verskillend. Daarom het ons verskillende vrouens. Want ek sê nie van dan die Amerika's geloof nie, daarom het ek met my vrou gekom. Maar weet julle wat? God het 'n doel met iedere een. Ek het my vrou so ongeveer 50 jaar.
iemand. Wat ons nog getroud is, ek dink is 'n bietjie baie lang. Maar weet julle wat? Ek is nog steeds gelukkig. Weet jy hoekom? Want Jesus is my anker. En wanneer ek sien sy sê reg, dan sê ek maar, hey, wil my vrou, wil jy eens nou verkeerd kom? Jy raak maar die pad 'n bietjie duister. En net so moet sy met my praat en sê, hey, wil jy raak my pad duister, as sy sien ek doen dan wat ek moet nie. Want as sy sien ek praat 'n hand met iemand, dan sy nie ene wat vir sy hy duister. Klaar. Maar partykeer het 'n mens nodig om hard te wees in die lewe van vandag. Maar ons moet op die regte tyd hard wees. Geliefdes, die Here het doen met alles wat gebeur in hierdie lewe van vandag. Hy het te doen met alles. Jy kan nie een oomblik sê, hoorie, ek het nie geweet van dit, of ek nie geweet van dat. Baie kere praat die Here met jou, met 'n duidelike stem, om vir jou te sê, dis jy verkeerd. Of jy is besig met wat is. Iemand dan in die daarvan sê my die Here het vir ons 'n opdrag gegee, en die opdrag is basies om iemand seer te maak. En nou jy kan gaan kyk maar in die woord van God. Want die woord van God jou nie 'n opdrag gee om iemand seer te maak, maar eerder ons. So baie kere moet ons 2 keer dink, wanneer jy sê, die Here het gesê, het hy dit werklik gesê, of is dit jou eie gedagtes? Ons moet oppas vir daarmee. Ons moet oppas. God is al in die woord. Maar oppas in die woord is goed. Oppas. En hy kan ook met 'n stem in jou gedagtes praat. En daardie stem wat hy mee praat, is om mense seer te maak. Weet elke keer wat ek seer maak, wat daar deur uitstap, sal ek voor God gaan staan. Glo my. Daarom kan ek nie sê wat ek moet sê nie. Ek moet sê dat wat in die woord van God staan. As hy sê vir jou sê, die liefde is die grootste gebod, dan moet ek daarby bly. Ek kan nie hier loop met 'n seer mond nie. So al of ek sê, klein my geëet het nie. Een Petrus 2. Waarvan het vers 22 sê hy vir ons, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Soos ek net gesê het, daar was geen. Jesus het skoon geloop. Want toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Geliefdes, ons is so maklik om as die vrou my 'n skop nie verraad en die enige geet om haar toe te snou en te sê, wat het jy nou weer gedoen? Baie van ons wil nie die verskoning so aan. Daarom kry jy huwelike wat opbreek. Onnodig. Toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig kon doen. Geliefdes, ek glo agter elke bakkel is die meeste van ons hier. Jesus het nie 'n maklike pad geloop nie. Voor hy even gekruisig was, kon hy by baie plekke die woord van sy Vader uitgedra tot die mense, want hulle het hom gehaat. Hulle het gesê, hy is nie die seun van die Allerhoogste nie.
So hy het nie 'n maklike pad gehad nie. Maar hy het dit gedoen vir my en vir jou. Maar nog het hy hulle vrygespreek. Hy het hulle vrygespreek. En hoeveel mense spreek ons vry en hoeveel wil ons nie vryspreek nie? Maar geliefdes, as ek sê ek vergewe 'n persoon, dan kan ek niks sê oor niks. Dan is daai persoon se boekie skoon. As iemand by my 'n tiener se raad kom weer en gee dit nie terug. En ek sê Here, vergewe daardie persoon. Dan is daai boekie skoon. Daai bladsy is uitgeskeur. En weet jy wat? Môre kan ek net nie kom en recall nie. Jy van agteraf weet hoe my naam nie. Maar waar is die liefde dan? Waar is die vergifnis dan? As jy vergewe, dan moet jy vergeet. Ons almal het 'n probleem van ons om te onthou. Almal wil al die lelike dinge onthou, maar die mooi dinge, die wil hulle vergeet. En dit is 'n probleem by die mens. Daarom kom die woord van die Here en sê, vergewe almal en vergeet. Maar hy vergeet so, is nie so maklik nie. En ek kom vanmôre, ek kan nou nie sê almal moet soos ek is. Maar ek dink ek is seker die gemakkelijkste persoon wat daar is. Ek vergeet almal. Julle weet wat, ek het die wonders en ek kan ook sê, maar jy hoor daai persoon dat dit afneem en skat is daar uit. Die Here het my vergewe mekaar. As jy daardie liefde van Jesus in jou het, dan gaan jy altyd loop te gaan. Ewen teenoor jou vyand. Jy gaan hom groet en te glimlag. Want hoe kan Jesus liefde in jou wees as jy iemand haat? As jy vir iemand kwaad is? Hoe? Wanneer jy daai Jesus liefde ontvang het, wanneer jy regtig reg gemaak het en gesê, Here, verander my, dan jy werk. Doen dit wat God van jou verwag. Liefdes, ek kom vanmôre. Ek weet baie van ons het 'n probleem met ministers. Die bedrog, al daai dinge. Die woord van die Here sê vir ons, dat ons moet bid vir hulle. Ons moet bid vir hulle. Ons moet nie kwaad wees vir hulle. Ons moet hulle nie haat nie, maar bid vir hulle. Daarom kom ek vanmôre en sê, wanneer ons praat van ons land, wat in so groot gemorseling draai, dan moet ons bid. Die Here vra, verander hulle gedagtes. Kry hulle terug op die regte lyn. Almal het hulle monde vol. Hoe kyk jy vir kaarte? Hoe kyk jy drugs? Hoe kyk dit? Hoe kyk dat? Maar wat doen ons aan? Kind van God. Die kinders van die Here is deesdae net 'n handjievol. Dis net 'n handjievol. En dan daardie handjievol word ook nie werklik dit wat ons verwag. Hulle is altyd te hastig, of is te moeg, of wanneer ek moet eers vir dit gaan doen, of ek moet eers vir dat gaan doen. As jy nie tyd het vir God nie, moet jy kan wag, dat hy tyd vir jou neem. Jy kan wat sy beste kind wees, op pas, vir daardie dag van oordeel.
Jy kan nou dink jy kan doen wat jy wil. Die woord van die Here sê ons dit. Elke knie en elke tong sal buig. Maar nie van jou sal buig. Want dit het nie gebeur. Wanneer jy iets vir iemand doen, nie altyd is terugverwag. En jy ken nie werklik daardie persoon se situasie. Dit is baie goed te sê. Wanneer daardie deure van daardie huis toegemaak, daardie huis van pastoor André is, daai deur toegemaak, nie een weet wat daar binne kan gaan. Nie een, as ek een wat weet is sy naam is Jesus. En as op dit nie bly, is hy nie een wat vir jou sê, pastoor André het 'n probleem, of pastoor André is reg. Daarom, maar die Here jou in die nagte wakker, dat jy op die knieë moet gaan en hom aanroep, sodat jy weer reg pad kan wys. Sodat jy jou kan wys wanneer 'n persoon 'n probleem het. Daarom is daar baie kinders van die Here wat val, want ons gaan nie op ons knieë roep op aan nie. Sodat ons kan uitreik om ons broers en ons susters te doen. Liefdes, kom, ons lewe in liefde. Laat ons my broers en my susters. Ek het niks nie enig nie. En as ek hoor en sê, ek het nie sê nie man, en ek ry uit, en ek kom in die grond, dan gaan ek help. Dan gaan ek help. Daarom kom ons, dat die liefde van Jesus in ons seker, in ons hele lewe. En wanneer jy kwaad word vir iemand, leer om te vergewe. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik. Maar baie kere word dinge gesê wat jou seer maak, en binne in jou hart, hy bly. Ons het vanmorgen eens gelees. Vergewe. Jesus had toe in die kruis gegaan. Here vergewe. En weet jy wat dit is? Hy het sy lewe gegee. Sy lewe was 'n pyn. Hy het dit nie nodig gehad nie. Maar hy het dit genoem vir my en vir jou. Maar hoekom? Wanneer ons net ietsie hoor, jy het nog eers gehou gekry, dan wil jy kwaad raak. Kom ons leer vanmorgen om vanaf die liefde van Jesus werkelijk in ons te laat skep. Kom ons leer om ons broers en ons susters te vergewe. Daai kwaad, kom ons kry dit uit ons lewe. Dis nie altyd maklik. Nie wat vanmorgen my sê, jy kan nie. Weet net, een ding, jy praat nie die waarheid. Wat kan nie, is al onvolg. Met Jesus in jou sê, en sê jy staan om enigiets te kan. Hy is die een wat jy die krag sal gee om oor te kan.
Ons kom memoreer van ons praat. Leer ons om soos Jesus te wees. Ewen toe hy uitgeskel was, toe hy geslaan is, het hy almal vergewe. Leer ons om soos hy te wees. Versterk ons hier. En Vader, in Jesus het niks die enige van my vergou nie. Leer ons vergewe. Waarom ons mense vergewe, wat ons het sal vergewe. Sodat ons eendag ook die koninkryk kan ingaan. My Vader, sodat ons met daardie noodpoort kan inbeweeg na U toe. Ons bid dit vanmôre, my Vader, in Jesus tot binne. Amen en amen. Geliefdes, kom ons staan, maak ons naam van die Here groot, terwyl ons nog op die diensteraad vergaders. I live my life. Kom, daar was 'n groot surprise vir jou. Kom ons luister na die stem van die Here en ons maak daardie ding saam vassit om nie ons onderwys by ons te mis. So kom op vanaand en ontvang die naam van die Here. Jy weet dat wanneer ons voorberei, dan kom dit nie uit jou eie doen nie. Ons ontvang dit van God. Die Heilige Gees is die een wat ons lei. Hy is die een wat ons praat. So terwyl ons staan, kom ons praat dan met die kyk vanmôre op ons die diens af te sluit. Ek sien sy sit so lekker. Die hele wat my. Die hand het my ek is mal oor. Sy het altyd en altyd vir ons. Jy gaan nooit met sy hoor en sy is in die nood of sy is dit of dat. Sy het altyd 'n glimlag gehad. En dit sê vir my baie in die lewe. Want baie van ons mense, as jy hier nie spraak, ook kan jy nie sê, hoor jy, hierdie is 'n kind van die Here nie, want hulle mond is opgeblaas. Maar waar ek beweeg, as ek net sê, ek kom maar gedaan. En dit is iets wat ons allemaal moet aanleer na moet.